Goeiemôre. Dit is 5 November en so lekker hier in die tuin, so vroeg in die môre. Dit het so lekker gereën die afgelope tyd in Pretoria. En alles, soos die digter gesê het, teel en stuif. Maar kom ons kyk verder na die wonder van hierdie skrif, Jeremia 29:11. Dankie Vader dat ek net kan vra dat U voor ons uitgaan. Kom U self en kom bedien U asseblief deur my self hierdie woord. Vader, dat ek verdwyn en dat dit net U waarheid is, wat ook in my neergelê word in hierdie oggend. Dit bid ek in die naam van Yeshua. 29:11 Jeremia, dit lees. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede, nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Ja, daar is soveel wat ons uit hierdie teksvers kan leer. Een van die belangrike elemente wat ons hieruit moet haal is die konsep van verhouding. Dink daaroor. Ons Vader, wat hier direk met Jeremia praat, verwys nie slegs na Jeremia nie. Dink na oor die keuse van woorde van ons almagtige Skepper God, wat hy hier gebruik. Ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester. Hy het nie gesê jou nie, julle. Wie is dit na wie hier verwys word? Wie is hierdie julle? Ja, dit moet verwys na hulle met wie hy gepraat het deur Jeremia, reg? Tog glo ek dat dit uit die staalspoor ook ons Vader se bedoeling was dat hierdie wete die waarheid sal wees vir elkeen wat ooit hierdie woorde sou lees. Nou, stop eens net gou 'n oomblik hierso. Wat wag in hierdie dag op jou? 'n Belangrike afspraak? Miskien 'n eindeksamen? 'n Ernstige poging om net nog 'n bietjie finansies in te bring voor die einde van die jaar, groot asseblief. Daarteenoor, wie is hierdie God wat hier aan die woord is? Hy is die Skepper God, die een wat alles wat is tot stand gebring het. En hy is ook die een wat die beheer van alle dinge in sy hand hou. Alles, ja, alles in die ganse heelal. En nogtans verklaar hy dat hy gedagtes aangaande julle koester. Hoewel hierdie gesprek plaasvind tussen ons almagtige Vader God en Jeremia, moet ons weet, hierdie is sy waarheid vir elkeen wat ooit met hom te make sal hê. Dit wat hier ter sprake is nie sommer net gedagtes nie, nee. Gedagtes van vrede en nie onheil nie. Gedagtes vir 'n hoopvolle toekoms. Wees eerlik met jouself binne in jou situasie. Ons beland by tye in goeters wat ons volle konsentrasie en fokus vasgryp. En dan is dit nie noodwendig mooi situasies nie. Almal van ons het elke dag tot 'n minder of 'n metere mate goddelike wysheid nodig. Neem ons net dalk besluite sonder om hom te raadpleeg, sodat ons dan wel later vir die gelag moet betaal. Onthou wat hy vir ons wil gee, vrede, nie onheil nie. Hy begeer vir ons om 'n hoopvolle toekoms te kan hê. Ja, vir al die einde van die jaar kan so vol wees van sy eie laaste opdragte en afsnydatums. En dan kan daar soveel vraagtekens wees oor die nuwe jaar en wat dit inhou. Dit is waarom ons asseblief hierdie woorde ons eie moet maak. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede, nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle
toekoms te gee. Dankie Vader, dankie. Hierdie woorde staan opgeteken in u boek ook vir ons. Here God, u kan nie lieg nie. Alles wat u praat is goddelike waarheid. Dankie dat u oor elkeen van ons u eie gedagtes koester. Vader, wees ons genadig, help ons om vas te hou aan hierdie woord koester. Mag elkeen van ons asseblief hierdie wete ons eie maak. U koester my in u gedagtes. Vader, leer my asseblief om ook u en u woorde daglang te koester. Maak nie saak waarmee ek besig is of wat ek doen nie, mag hierdie goddelike wete my vandag bybly. Dat u my koester in u gedagtes. Leer my asseblief, Vader, hoe gemaak om die wonder van wie u is, daglang en met volle begrip te koester. Maak nie saak waarmee ek besig is nie. Ek begeer om te oefen, om ook voortdurend gedagtes oor u te koester. Wees my asseblief genadig, Vader. Wees elkeen van ons genadig. Ek vra dit in die naam van Yeshua. Amen.